ou en die nuwe bedeling. Ons lees 2 Korintiërs 3 vers 7 tot 18. Het jy al ooit gewonder oor die ou en nuwe bedelings? Daar's dikwels baie verwarring oor hierdie konsepte en baie gelowiges is onder die indruk dat die nuwe bedeling eers eendag sal kom met Jesus se wederkoms. Vandag leef ons alreeds in die nuwe bedeling. Paulus probeer hier om die verskille te verduidelik met beeldspraak. Die ou bedeling beteken letterlik die Ou Testamentiese tyd. En dit het natuurlik 'n baie lang aanloop gehad. Dit het begin by Adam en Eva, waar die Here 'n verbond met hulle gesluit het in die tuin van Eden. Die verbond het oorgegaan na Noag, Abraham en Jakob. Maar die ou bedeling het waarlik eers sy piek bereik met Moses. In Egipte het die Jode vir die eerste keer waarlik 'n volk geword. Oor 'n tydperk van 'n paar 100 jaar het hulle aangegroei van 'n klein handjievol kinders van Jakob tot 3,5 miljoen mense. As ons tussen die lyne lees, wil dit voorkom asof hulle geloof totaal afgestomp was deur die oorweldigende afgodediens van die Egiptenare. Hulle het nie meer geweet wat reg en verkeerd was nie, en baie van hulle het waarskynlik nie eers meer geweet wie God is nie. Dis daarom dat Moses met sy eerste ontmoeting met die Here by die brandende doringbos vir hom vra hoe hy vir die volk moes verduidelik wie hierdie God is wat hom gestuur het. Wat is sy naam? In opdrag van die Here het Moses die volk uitgelei tot by die berg Sinai, daar waar Moses die Here aanvanklik ontmoet het. Hier sou die volk waarlik die heerlikheid van God aanskou, en hulle sou hulle geloof wat tot dusver maar op krikke geloop het, versterk. Vir die volk was hierdie aanskoue van die heilige God 'n skrikwekkende en baie groot ervaring. Hulle het hom wel nou nie self gesien nie, maar net sy heilige teenwoordigheid ervaar. Maar dit was al klaar te veel vir hulle. Moses was genoodsaak om God alleen op die berg te gaan ontmoet. Vir Moses moes hierdie 'n onbeskryflike ervaring gewees het. Hy het nie alleen met die Here verkeer nie, maar God het ook vir hom die wet gegee om aan die volk oor te dra. Onthou, die volk het nie geweet wat reg en wat verkeerd was nie. En hulle moes van vooraf geleer word hoe jy moet optree teenoor mekaar, as ook teenoor die Here. Vir die volk was dit die begin van 'n totale nuwe tydvak, waar hulle soos babas van vooraf moes leer loop in die geloof. Vir Moses was die hele ervaring so groot, dat sy gesig eintlik geskitter het. Dit het die mense bang gemaak om na hom te kyk, en uiteindelik was Moses verplig om 'n sluier te dra, sodat hy nie die volk sou afskrik nie. Moses was natuurlik in ekstase, en die volk was ook op 'n groot hoogtepunt. Dit het egter nie baie lank gehou nie, en geleidelik het hierdie wonderlike ervaring begin vervlou. Moses se gesig het nie meer so helder gestraal nie, en omdat hy bang was dat die volk sou agterkom dat hy nie meer hierdie glans met hom saamgedra nie, het hy eenvoudig aangehou om die sluier te dra. Vir die volk was die wet aanvanklik 'n riglyn oor hoe om te lewe en hoe om God te dien. Oor die jare wat gevolg het dit egter vir die meeste Jode egter begin gaan oor die onderhouding van die wet, slegs ter wille van die wet. Hulle het die doel en die ware betekenis van die wet totaal misgekyk. Baie mense het al die vraag gevra of God dan 'n fout gemaak het met die wet. Nee, beslis nie. Moses en die wet
het 'n bepaalde plek en betekenis gehad in die geskiedenis van die mens. Dit was egter 'n tydelike maatreël, iets van verbygaande aard. Dit moes die weg voorberei vir daai groot gebeurtenis van verlossing wat aangebreek het met Jesus. Jesus se koms as verlosser was natuurlik alreeds beplan, selfs baie millennia voor Moses. Saam met Jesus se verlossingsdaad het daar egter iets anders gebeur van uiterste belang: die uitstorting van die Heilige Gees. Hierdie twee gebeure het eensklaps die ou bedeling tot 'n einde gebring en 'n totale nuwe bedeling tot stand gebring. Daar's twee aspekte betrokke by hierdie bedeling. Eerstens natuurlik Jesus se verlossing. Soos wat ons as gelowiges almal deeglik besef, is Jesus die enigste weg na God en na die saligheid. Maar wat dan van die wet? Is dit nou glad nie meer nodig om die wet te onderhou nie? Dit is waar die tweede aspek inkom, die Heilige Gees. Omdat hy nou deel is van elke gelowige se lewe, is hy die een wat die wet in ons harte skryf. Nou is dit ook nie meer die rigiede wette wat Moses aan die volk moes voorhou nie, maar soos ons in die vorige dagstukkie gesien het, die wet van liefde. Die Heilige Gees lei ons in hierdie nuwe wet, sodat ons al meer aan die beeld van Christus gelyk kan word. Paulus skryf dat die glans op Moses se gesig wel verdof het, maar dat die glans van die heerlikheid van God, wat ons moet weerspieël, al helderder en helderder moet skyn, soos wat die Gees ons lei. Die verlossing van Jesus en die leiding van die Gees is onlosmaaklik deel van mekaar. En as gelowiges durf ons nooit die twee van mekaar skei nie. Luister dus na die stem van die Heilige Gees en gehoorsaam hom. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat U my verlos het. Lei my asseblief ook om die Heilige Gees gehoorsaam te wees. Amen.